Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Sondagoggend. Ja, dit is regtig 'n pragtige oggend en ek nooi jou ook na die eredienste vanoggend 8:00 in Wenen en dan ook 10:00 in Mooirivier. Geliefdes, ons het nou gister het Jesus weer die mooi belofte gegee van sy liggaam wat vir ons lewe bring. En nou vanoggend kry ons die reaksie daarop en dan nou 'n verdere verduideliking as ons lees vanaf vers 52. Die Jode het toe onder mekaar gestry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Daarop sê Jesus vir hulle, Amen, amen, ek sê vir julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag laat opstaan, want my liggaam is die ware voedsel, en my bloed is ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader leef, so sal die een wat my eet, ook deur my leef. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos die manna wat die vaders geëet het en nogtans gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal vir ewig leef. Dit het hy in die sinagoge gesê, terwyl hy in Kapernaum onderrig gegee het. Geliefdes, 'n paar gedagtes uit hierdie tekste uit. Die een is dat, kyk hierdie aksie. Hulle stry onder mekaar en sê, nee man, dit kan ons nou nie wees nie. Jesus hou net vol by sy punt en verduidelik net verder. En dan sien ons duidelik ook 'n verwysing na die nagmaal, né? Wie my liggaam eet en my bloed drink. Dis 'n absolute verwysing ook na die nagmaal. En die nagmaal wat ons terugverwys na die kruis. So, ons het vanoggend nagmaal hier in Wenen en dis 'n heilige moment. Dit is 'n diep terugdink, en nie terugdink nie, beleef ook, van wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het. En dan word hier 'n opmerking gemaak, wat in Johannes verskriklik betekenis het, en u sal dit lees, die hele Johannes evangelie deur, ook in Johannes se briewe. Bly in my, en ek in hom. Hierdie hele ding dat ons in Jesus bly, en hy in ons, is 'n sterk motief die hele Johannes evangelie deur, eintlik ook in al sy geskrifte, ook in sy 3 briewe. So, dit gaan oor hierdie diep verbintenis tussen ons en Christus. Uiteindelik gaan alles daaroor, dat ek en jy in 'n verhouding met die Here Jesus leef. Mag jy in hierdie verhouding leef. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Ja Here, help ons om gelowig te aanvaar dit wat U gesê het. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.